Hey, goeiemôre liefdes. Sy baie welkom by vanoggend se erediens. Dis 'n heerlike sonskyndag. As julle wonder hoekom kan ek so gemaklik loop, ek weet daar's party wat nie gekry het nie, die marathon het nie laas Sondag plaasgevind nie. Maar nou, ons is hier en ons gaan die Here loof en ons prys en ek glo julle het 'n geseënde geleentheid saam met Adam gehad rondom die tema van gebed. Kom ons draai gou na mekaar toe, dan groet ons mekaar. En dan gaan ek 'n klompie aankondiging doen. Vanoggend moet julle net so klein bietjie vasbyt. Weens bepaalde omstandighede en dit is legitieme omstandighede, het ons nie 'n video vanoggend nie. Julle sal nie weet wat hierdie span as nie weet hoe nie, so daar was nie gereede tyd gewees om dit te maak nie, maar ons het die voorreg om gou 'n paar inligtingstukke met julle te deel. Belangrik. Kan ek gehoor, is daar dalk nog in die erediens hierso ouers van graad 4, 5 en 6 kinders? OK, daar's 'n aanbieding oor diensbaarheid vir julle. Hoor. Wil julle nie gaan nie? Nee, ek wil jou graag nie wil hê, anders het dit gat daarso. Maar ons wil graag hê dat julle dit saam met julle kinders doen. Is julle alright? Okay, cheers. Julle kan so 'n bietjie later vanoggend as Adam die diens geplaas het en kyk, dit gaan 'n skitterende diens wees, ek sê maar net. Ja, kan ek nou sien, is hier nuwe lidmate vanoggend hier by ons wat inskakel vir die eerste keer? Jep, as hy. Baie welkom daar aan julle. Van waar kom julle? Skus op. Vereniging. Het julle nou ingetrek hier in Brackenfell? Awesome. Baie welkom. Is dit die Val 3 hoek? OK, ek weet nie vreeslik van die wat ander kan die Apies rivier gebeur nie, maar eintlik dra. Nee, baie welkom. Mag julle wonderlike tuister hê. Ons wil julle uitnooi. Het julle dit gegroet langsaan? Nee, die ander mense. Het julle hulle gegroet? Hulle moet welkom wees hierso. Hulle wil nie weer terug gaan na. OK, dis nie welkom, dis vereniging. Volgende Sondag, soos jy wil, as julle weer gaan hier wees. Is daar 'n nuwe lidmate inligtingsgeleentheid net in die voorportaal. So tussen die twee eredienste, kom asseblief beweeg net daar by die deur uit. Drink 'n koffietjie saam, hulle sal jou name en inligting kry. En jy laat iets vir hulle gee. Was nie maar die sessie verby. OK. Goed sy daar. Goed, maar julle is baie welkom en mag julle 'n goeie gelukkige tuistuur by ons hê. Dan by die deure vanoggend, ons offers is vir die hawe sending. Die kerk het die wonderlike voorreg om ook in die hawes hier in Kaap en omgewing te kan werk en die evangelie te versprei. So ons bydraes vir die deure by die deure is spesifiek vir daardie sending om dit te organiseer. Dan hier is 'n wonderlike terugvoer uit Jesus in aksie se uitreike wat gister plaasgevind het en dan ook die voorbereiding wat Woensdag aan plaasvind. Dankie vir elkeen wat kom. Daar is gemik vir, luister mooi, daar's gemik vir 1000 boksies wat gevul moet word, 1021 op die ou einde gekry. 2000 kits kos pakkies met lekkertjies en chippies en vrugte daarin, 2000 kits pakkies, 1200 sakkies kojawels is gepak, 250 sakke groente wat versprei is deur die loop van die week en Saterdag. Kom ons loof die Here vir hierdie wonderlike bydrae wat hy te maak het. Dan wil ek julle graag uitnooi. Julle sou al reeds kennis geneem het van die Madagaskar uitreik wat sou plaasvind. Gert en François sou dit gaan bywoon het, sou so toe gaan vir die inleiding van 'n nuwe sentrum in Bello. As gevolg van politieke onrus is hierdie uitreik nou uitgestel. Weet iets van julle wat groot bydraes gegee het sodat hulle kon gaan. En ons bid dat die Here die deur sal oopmaak dat politieke onrus sal stop en julle kan gaan om
daar 'n mooi projek te sien afgerond word wat die koninkryksverskil dit kan maak daar in Madagaskar. Kan ek gou hier hoor, is daar van julle wat groot geword het, maak nie saak waar nie, jy het nie kategese deurloop nie, jy het nie belydenis van geloof afgelê nie, maar jy het 'n behoefte om ook die basiese waarhede van die leer van die NG Kerk, die Gereformeerde Kerke, dit op te skerp en dan ook so 'n geleentheid by te woon. Is die dag van julle wat hier is? Woensdag aand begin ons, 5 geleenthede. Stap ek met julle deur volwasse kategese en ons loop weer tot by belydenisaflegging vroeg in Desember. So as daar is van julle, of weet van jong mense of ander mense, gee die inligting deur dat hulle inskrywe en dan sien ons Woensdag vir mekaar. Oor 2 Sondae, soos die Here wil, het ons nagmaal. Die eerste diens is familienagmaal, so ons alle ouers met kinders woon die erediens by, van jong tot oud, en dan by die tweede diens sal daar ook nagmaal bedien word. En vanoggend het ons 'n spesifieke fokus vir die erediens. Volgende Sondag na die bazaar gaan ons 'n dankfees hou, maar dan daarna is daar 3 Sondae voordat ons met Advent begin en ons wil julle graag uitnooi om so gou as moontlik 1, maksimum 3 van jou gunsteling praise and worship liedere wat ons hier in die eredienste sing, om dit vir ons deur te sien. Ons wil kyk wat is die gemeene deel is en die hand daarvan wil ons 'n erediensreeks, preekreeks van 3 Sondae wil ons graag voorberei. So ons nooi julle uit om dit te kan doen. En dan, soos julle ook kennis geneem het, Johanna Miller tree aan die einde van Februarie af. Die vakante kosterpos is 'n aansoek gesluit eerskomende Vrydag. So as daar van julle is of weet van iemand, stuur die aansoek in en dan daarna sal die proses van keuse wees en op die aanstelling vir 1 Maart. Goed, nou is ons by 'n punt. Ons is 'n paar dae weg van 'n groot geleentheid. Wie van julle is reg vir die kosfees? Is julle reg vir die kosfees? Right. Moenie die woorde gaan bysit nie. Nie nou nie. Daar gaan lewendige musiek wees. Dis waarom hierdie span ure en ure by die kerk is. Ons sê vir julle baie dankie vir julle commitment. Vriende, ja. Vir die volgende paar minute gaan ons gou 'n bietjie 'n kosfees gesels. Julle reg. Klank lekker opsit. Wie is dit? Is dit Forrest Gump? Hallo? Wie is jy? Ek is Ins. Ek is op pad na Heidekoppie voedselfees die 1 November. Ek het gehoor daar is baie vermaak, lewendige musiek, daar's 'n wyntent. Ja, en daar's lekker stalletjies om by uit te kom. En ek het gehoor daar's games vir die tieners, Tetris en Batman, en ek hou baie daarvan. Maar ek moet te hardloop. Ek is nou hier tussen Prins Albert tussen die plase. Ek het nog ver om te gaan na Brackenfell toe. Totsiens, sien jou later. Run, Hans, run! Run, Hans, run! On the road again. Just can't wait to get on the road again. My love is making music. Ek lyk net goed omdat my kollega dit mooi maak. Adam is die klou daar ene. Vriende, Saterdag is kosfees. Dit is 'n wonderlike geleentheid wat ons het om nie net as gemeente nie, maar gemeenskap bymekaar te kom. Hierdie is maar net van die goed wat daar gaan plaasvind. Ek hoop jy het al van jou kaartjies begin koop. Jy kan dit voor die voorportaal neerskrywe by die kerkkantoor vir potjie kos en 'n klomp ander aspekte wat daar is.
So maak gereed daarvoor. En probeer om die tyd uit te sit. Ons begin 8 uur die oggend tot so 2 uur die middag. En as ons nog voorraad is, dan gaan ons dalk nog 'n bietjie aan. So ek hoop jy het dit gedagboek. Ons kompeteer met 'n hele klomp ander ouens die 1 November vir 'n bazaar en so voort, maar dit is vir ons 'n wonderlike geleentheid. Sit gou vas, kom ons nog. They say breakfast is the most important meal of the day. Gentlemen, What about breakfast? you've already had it. We've had one, yes. What about second breakfast? I don't think he knows about second breakfast, Ben. What about the Livinses? Luncheon, afternoon tea, dinner, supper. He knows about them, doesn't he? I wouldn't count on it. Those who believe in the sacred tradition of second breakfast, not just oats and toast. No, my friend. We speak of the legendary breakfast bun and coffee combo at the Somer Kosfees. Competition by the Poppies and Kosfees. What's the vleis het jy gekoop? Ons gaan 'n groot pot nodig hê. Daar gaan heerlike potte wees. So as jy nie wil uitmis daarop nie, moet jy asseblief jou kaartjies koop. Jy gaan kompeteer om ja, ek het hier die spyskaart gegaan. So baie dankie aan ons uitreikbediening wat dit vir ons koördineer en die manne wat die potte gaan maak. So baie dankie daarvoor. Onthou, gaan skryf in daar in op die voorportaal kontak kerkkantoor. Ons vorder flink, geliefdes. Laat ons weet. Hallo, saam met die nader. Angie van Heidekoppie gemeente. Ek nooi jou uit na Heidekoppie se Kosfees 1 November van 8 uur in die oggend tot 2 uur die middag. Hier sien julle sommer lekker boerewors. Daar gaan boereworsrolle wees, hamburgers, die gewone pankoek, pudding, met die werker. Daar's 'n kleuterpark vir die kinders, daar's 'n game center vir die tieners. Kom geniet alle stalletjies wat daar gaan wees. Groot vermaak. Bring kleiner kinders om op perd ry. Ek nooi jou uit na die spesiale Kosfees van Heidekoppie 1 November. Blessings, sien jou daar. Louis, jy kan ons Constantina speel. Jy moet hulle inval my maat. Ja. Ek kan 'n Kersfees warm tree. Donkie Long, wat is dit? Goed, hier is sommer net 'n paar ekstra goed. Verlede jaar of vorige jaar het mense gesê, daar's niks vir die kinders nie. Hier is genoeg hierdie jaar vir die kinders. Van kleuterpark tot die game center, noem dit op, dit gaan daar wees. So bring die volledige gesin en kom geniet die dag. Vir klein goed sal daar springkasteel wees en. En daar's 'n perd. Die perd is op pad. Okay? Hy het nog op Prins Albert. Maar die perd is ook op pad. So asseblief kom geniet dan die dag. Amper, dis nog. I feel the need for us to cook. Let's get to Heidekoppie's Kosfees on the 1st of November as fast as we can.
maak, het ons nog 'n bietjie hulp van julle nodig. Die van julle wat kan Saterdagoggend 6uur hier op die terrein verskyn, ons moet dit wat buitekant moet gebeur, moet ons die tafels opslaan. Ons kort nog heelwat gazebos as jy dalk beskikbaar het wat jy vir ons kan leen vir die dag. Kontak die kerkkantoor, bring dit asseblief kom lewer af toe teen Vrydag as dit kan, dat ons Saterdagoggend 6uur gou vinnig die terrein kan voorberei. Ek moet kyk wat is daar nog. Pudding. Natuurlik, ons wil lekker pudding hê. Oom Blekker daar agter sit, hy koop gewoonlik 50 puddings op beslag vir homself. So ons moet vir hom gereed hê. So as jy dalk 'n bydrae vir die pudding kan maak, tuisbakte lekkers vir die lekker goed tafel, dan natuurlik souse vir die hamburgers in die boerebors, rolle en soos rol neem ek aan is ook vir die pudding. So as julle kan, moet julle hande met 'n gazebo, met 'n bietjie tyd, nog 'n ekstra, kan 'n bydrae maak, sal ons baie waardeer. So baie dankie dat julle agteroor gesit het en dit geniet het. Kom ons kyk dat die Here ons gaan seën met 'n pragtige dag, die 1 November, en dat dit 'n wonderlike fondsinsameling geleentheid gaan wees. Geliefdes, daar is nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. En daarna kan ek sommer net 'n aanduiding kry, is daar iemand wat vir ons die Christuskers vanoggend sal aansteek. As hy baie dankie. Kom ons maak die oor dan. Miskien net al vinnig sê, Michael het gevra dat ons die kers aansteek spesifiek vir ons matrieks wat besig is met hulle eindeksamen, maar dit gaan meer oor net om eksamen te skryf. Dit gaan spesifiek oor hoe lyk hulle toekoms, die planne wat hulle moet maak, dat daai keuses vir hulle oop sal breek en dat die Here hulle paai vir hulle sal gereed maak. Kom ons dank die Here saam. Here God, ons loof en ons prys en ons eer U vanoggend dat ons weet U is 'n God wat die seisoene in die hand hou, wat op hierdie pragtige dag vir ons gegee het, die reën vannag, maar dat U ook in beheer is van ons lewe, dat ons elke oomblik van ons lewe, elke sekond in U oog is. Dankie vir daardie versekering, dankie dat ons daarin gemoedsrus kan vind,
Maar ons bid dit spesifiek ook vir ons matrieks, wat nou besig is met hulle finale eksamen. 12 jaar wat tot by 'n eindpunt kom, maar dit is net om 'n sekere fase af te sluit. Nou lê die lewe voor hulle oop. En ons bid Here dat U ook vir hulle elkeen 'n wysheid sal gee oor die pad vorentoe. Sommige gaan studeer, ander gaan 'n gap jaar vat, ander gaan dadelik begin werk. Maar ons glo Here dat U vir elkeen 'n plek het om te kan wees en te leef en lewensvervulling te kan ervaar. Dankie vir onderwysers soos Michiel om met hulle 'n pad te stap wat hard gewerk het om hierdie kinders voor te berei vir hulle toekoms. Here, ons bid ook vir ons offers wat ons vandag ontvang het. Uit dankbare harte kom bring ons U die lof en die eer hiermee. Ons wil dit laat voortleef ook volgende Saterdag en volgende Sondag wanneer ons ook ons offers op verskillende maniere aan U bring. Vandag, Here, dank ons U vir hierdie offers en ons wil getrou wees om U koninkryk hiermee uit te brei en die naam te laat verheerlik word op meer in ons omgewing tot by die uithoeke van die wêreld. Seën ons, Here, om verander tot 'n seën te wees. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Liefdes, ons kan staan.
Sondag is, ek besluit, kom ons sing dan uit die woord uit vir ons. So ons gaan Psalm 100 sing, ons gaan Psalm 1 sing, wat regtig bereidings is van die woord. So kom ons sing hierdie liedere saam tot eer van die Here. Spoken
Here ons God, U woord is volmaak, dit gee lewe. U onderwysing is betroubaar en maak wys die wat nog onervare is. U bevele wys vir ons die regte koers en bring blydskap in ons harte. U gebod is helder, dit gee lig en insig vir elke pad wat ons loop. Soos die psalmis bely ons, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Wanneer die woord vir ons oopgaan, bring dit lig en gee dit insig. Ons kies die betroubare pad en wil leef volgens U bepalings, want oor die woord is ons so bly soos iemand wat 'n groot skat gevind het. U bepalings is kosbaarder as goud, ja as baie fyn goud, soeter as heuning uit die heuningkoek. Leer ons deur U woord, Here, sodat ons nie net hoorders daarvan sal wees nie, maar ook doeners, mense wat deur die skrif gevorm word. Laat die woord dan ook vandag in ons harte brand, bring lig, wysheid en vreugde, nie net in die erediens, maar elke dag waar ons voluit vir U lewe in die wêreld daar buite. Ons bid dit in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen en amen. Dit is die wonderlike van die woord van die Here. Jy kan dit gebruik as gebedsmomente. Dis wat ons nou gedoen het uit Psalm 19 en Psalm 119 was die hele gebed. Dis goeie gewees. Geliefdes, in die gereformeerde kerke waarvan ook die NG Kerk deel is, huidig op die gemeentes op deel daarvan, is 31 Oktober 'n belangrike datum. Die Sondag die naaste aan 31 Oktober vier ons dan ook as hervormingssondag. Nou, dalk het julle al iets gehoor daarvan, ek gaan 'n bietjie meer daaroor sê. Net die woord hervorm, as ons daarna kyk, het jy dalk 'n prentjie, maar dit is om iets wat daar was anders vorm te gee, 'n gewysigde vorm gee. Reformeer is dalk 'n woord wat julle in ons kerk se naam gereformeer sal kry. So die vraag is, Goed, so wat was die reformatie gewees? Dalk julle dit al gehoor. Wat het gebeur in die geskiedenis? 31 Oktober 1517, dis baie jare gelede, het Martin Luther, jy het al daai naam seker ergens gehoor, het hy 95 stellings opgestel om teen die Rooms-Katolieke kerk wat in daardie stadium die groot kerk reg oor die wêreld was, om daar klomp punte neer te stip te sê, waar het hierdie kerk dan begin dwaal of nie voluit meer gebly by die woord van God nie. So daar was 'n teruggrype gewees na wat sê die Bybel oor hoe ons moet leef, wat is vir ons belangrik. En dis waar ons vanoggend gaan stil staan. Maar hy het sy 95 stellings dat hy gaan vasspyker met spykers die kerk deur van die Wittenberg kerk. Vasgehamer. Nou weet julle van hamer sla as dit slaan nie. Daardie klank, geluid, sou deur die wêreld gehoor word van 1517 af tot en met vandag. Nou die vraag is, hoekom het hy dit gedoen?
dit is om net weer te sê, die woord van die Here is belangrik vir ons lewe. En ons gaan vanoggend hierna kyk, saam met 'n paar ander dinge. So, wat het die reformatie vir ons gebring? Hier sal julle nou al, dit ook al gehoor het, dalk al lank al vergeet, omdat dit nou in Latyn is dit dalk nie so verstaanbaar op die eerste vlak nie. Maar, dit is wat gebeur het. Daar het 5 solas ontstaan. In Latyn is sola alleen maar, enkel alleen dit. En toe het hulle begin en gesê, wat is belangrik? Alleen hierdie is belangrik vir 'n gelowige, 'n kind van die Here se lewe. So die eerste wat hulle gesê het is sola gratia, genade alleen. En daarmee saam sola fidei, die geloof alleen. En daardie 2 solas kom spesifiek uit Efesiërs 2 vers 8. Julle is uit genade gered deur geloof. Ons sou ook kon bysit by die geloof ene, Johannes 1 vers 12. Almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kind van God te wees. Daarna het hulle aangegaan. Het hulle gesê solo Christus. Christus alleen. Haal vir Christus uit die prentjie uit, daar is daar nie 'n Christelike geloof nie. En dis waarom die kruise is, oral. Dis vir ons 'n teken dat Christus belangrik is. En die hele leer rondom hom. Dis waarom, as ons die 12 artikels ons geloofsbelijdenis weer gaan uitpak, die meeste van die uitspraak daarvan ons belydenis gaan juis oor Jesus Christus, wie hy was, wat hy kom doen het, en hoe die Here hom dan ook gebruik het, en weer opgewek het uit die dood. Daarna, een wat julle dalk baie beter ken, is Soli Deo Gloria, aan God alleen eer. Dit is ons, wat ons graag wil doen, vanuit ons hele lewe, as kinders van die Here, wil ons so leef, dat ons die eer kry. Dat die fokus nie op ons sal wees nie, maar op hom. Op die ouende is ons die wegwysers. Ons wys met sy bond. Ons wys na God. Want dis hy wat al die eer moet kry. Sola Deo Gloria. Dat een wat vanoggend vir ons van belang is sola scriptura. Daar's 'n ander een wat ook bygekom het, 'n solo verbo, wat ook oor die woord gaan, maar hy het so 'n bietjie vervaag, maar sola scriptura, alleen die skrif. Die woord van die Here, en dit is waar ons vanoggend gaan stil staan, is juis hoe belangrik die Bybel is, die woord van die Here. En ons gaan saam lees so 2 kort gedeeltes, wat julle dalk ook goed ken. So ons gaan begin daar by, dankie Jacques, by 2 Timoteus 3, van vers 14, spesifiek vers 16 tot 17, wat ons fokus gaan wees. So daar staan, skryf Paulus vir Timoteus die volgende. Hy sê, maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos by die geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Dis hier die impak van Paulus as 'n mentor vir Timoteus. Dan ons skrifgedeelte, maar jy, praat hy met Timoteus, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer met groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. So en dan bietjie vroeër in die boek of die brief verwys Paulus dan ook spesifiek na Timoteus se ouma en ma wat 'n groot impak in sy lewe gehad het. En ons tweede teksgedeelte vir die oggend is Hebreërs 12
Ek sien op Hebreërs 4 vers 12, sorry. Daar kom. Hebreërs 4 vers 12 sê die volgende: Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Die woord van God is lewend en kragtig, skerper as enige 2 snydende swaard. Ons lees tot sover. Geliefdes, kom ons vat julle gou weer vooruit by ons aankondiging van die nou. Ons maak ons reg vir 'n somerkosfees uit boonste gestoeltes. Dit is wat ons graag 'n Saterdag wil vier. En daar gaan kos wees, en baie lekker kos, verseker. Dalk is daar meer van julle wat kyk na julle dieete, en julle het dit mooi uitgewerk. Elke dag eet jy hierdie dingetjies en drink daai shake en al sulke goederse. Ons is nou nie heeltemal daar nie. Ons moet dalk weer gou so 'n draai maak by 'n dieet, net om die winter goedjies af te skud. Maar Elmarie maak baie lekker kos. En Anton hou van eet. Jy sal dink ek is klein. Nee, moenie worry nie. Ek eet baie. Ek kan my vir vra. Ek geniet dit om te eet. Ek het nie net 'n fisiese probleem met my Achilleshiel nie, maar ek het ook 'n ander enetjie. Ons noem dit die emosionele Achilleshiel. As ek onder druk is, dan eet ek graag. Ken julle dit ook? Okay. Ja, maar ek eet dit baie graag. So ek het 'n wurm in die binnekant. 'n muur sou te klein gewees het om te eet, maar ek het 'n wurm in die binnekant. Hy is baie lief vir koekies en hy is lief vir beskuit. Hy is lief vir yoghurt in die middernag. Hy het groot blik ingelegde perskes, maak dit baie maklik oop om die wurm te voer. Oorskiet kos, chokkies, maak nie saak wat daar is nie, wat ek in die hande kan kry nie. Hierdie wurm wil graag dit alles verorber. So daar's baie plek vir hom en hy hou daarvan. En as ek nie gehardloop het nie, geliefdes, dan was ek nie eens nie, dan was ek bal. dan het ek oral rondgerol, want dit wat ek insit, dit gaan pak hierso. Hierdie kos gee egter net 'n tydelike verligting vir die krywing wat ons het, nie waar nie. Dit kan nie regtig waar ons innerlike honger vul nie. Maar wat ons almal nodig het, is of ten minste is 'n gesonde, gebalanseerde eet. Toe ek oor die week nagedink het oor hierdie Sondag, Hervormingssondag, het dit my te binne geval dat ons heel dikwels ook met ons geestelike voedsel dieselfde doen. Kitskos is op die spyskaart in ons gejaagde lewe. Natuurlik help dinge soos die sosiale netwerke, apps wat ons kan aflaai om 'n ryke verskeidenheid van geestelike kos te bring. Delivered right to your doorstep, of eintlik tot in jou hand, of op jou lesenaar, daar waar jy op jou stoel wat jy tot tyd doen. Dagstukkies, Bible apps, devotions, vers van die dag en nog vele meer. En geliefdes, kom ek sê dit so, daar's niks verkeerd daarmee. Ek doen dit ook as dit regtig vinnig gaan. Ons lees vinnige versie, weet daar's van julle wat graag luister na Angus se boodskap ander, die vers vir die dag, daar kort devotion van 2-3 minute, en dit help ons om in gang te kom in ons vol lewe. Maar die vraag is die Bybel, die woord van God vir ons nog die mees gebalanseerde geestelike voedsel in ons lewe? Is dit die geestelike voedsel waarna ons daai hinkering het, die krywing het, of hang ons persoon A of persoon B aan? Want onthou, almal wat hulle 'n dagstukkie skryf of 'n devotion het, dis hulle interpretasie van daardie skrifgedeelte. Die vraag is dit genoegsaam? Moet ons terugkeer na die Bybel, dit self lees, self die Gees vertrou om dit vir ons te vertaal en oop te breek. Nou tydens die reformatie het Martin Luther, Johannes Calvin en die ander medewerkers beklemtoon dat die woord van God is die brondokument vir Christene, vir gelowiges. Niks anders kan dit vervang nie. Dis God se woord in mensetaal. Nou in die middeleeue, toe die reformatore opgetree het, was die Bybel in Latyn beskikbaar gewees. En min van die mense, die Grieks praat van, julle al die uitspraak oor hoi polloi, dis die
gewone mense, die eenvoudige mense, was nie in staat gewees om Latyn te kon lees, min was geletterd gewees. So die Bybel in Latyn was eintlik net 'n brondokument gewees vir die mense wat Latyn kon lees en vir geestelike leiers. En so het hulle eintlik die skrif heel dikwels verkeerd vertaal, geïnterpreteer, sodat dit wat na die mense toe gekom het, nie altyd die suiwer waarheid was nie. Luther het egter die Bybel in Duits vertaal, dit was 'n massiewe deurbraak gewees daar in Duitsland, en baie mense kon dadelik die woord lees vir hulle self. Danksy al die Bybelgenootskappe in die wêreld, het ons self hier in Suid-Afrika die Bybel in Afrikaans, in ons eie taal, die van julle wat Engels sprekend is, in Engels. Dis wonderlik dat ons dit het. Kom ons gaan terug na Paulus en Timoteus. Nadat Paulus 'n hele klomp briewe geskryf het aan gemeentes, het hy dit nodig geag om ook met sy seuns in die geloof te gesels. Een daarvan is Timoteus, die ander een was Titus gewees. Ons noem dit die pastorale briewe. Paulus het sy hart bietjie oopgemaak teenoor die manne wat voor hom groot geword het en nou ook al bietjie ouer geword in die lewe. En nou hier in Paulus se brief aan Timoteus spesifiek, is dit belangrik dat ons sal weet wat hy onderstreep en bekend maak. Ja, jou ouma en jou ma het 'n groot invloed gehad in jou geestelike formasie, sodat jy lief was vir die woord, dat jy dit geleer het, en op die ou einde, dat Timoteus ook tot geloof gekom het, en sy lewe vir die Here gegee het. So Paulus sê dit dan, jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dis waarom ons 'n kinderbediening het, wat van babietjie af begin, en van die Peters 2-3 jaar begin ons al die woord vir hulle oopbreek, dat hulle lief raak vir die Bybel, vir die woord op hulle vlak. Belangrik ook, dat ouers, 'n klomp van julle wat grootouers is, sal inbou in julle kinders, en julle kleinkinders se lewens. Toe ons kleinkind en ou ma en pa teruggekom het uit Suid-Korea, het Elmarie 2 Bybelboekies gemaak vir Johan Rey, geskoei op ons Peterkerk materiaal. En dis 2 boekies wat hy graag lees. Ons het noem dit wat het oupa en ouma se spesiale boek van God. Spesiale boek van God. En hy is lief om dit te lees. Oumas, oupas, julle kan inbou in julle kinders lewens, ma's en pa's, julle kan dit doen. En dan was daar natuurlik Paulus gewees, die invloedryke geestelike mentor vir Timoteus. En deur die genade van die Here het Timoteus nie net gehoor van die Here en die woord gelees nie, maar die Gees het gewerk en hy het tot bekering gekom, en toe was hy 'n bruikbare instrument gewees in die hand van die Here. Geliefdes, Jesus se offer aan die kruis, die Heilige Gees se werking in mense lewens, gelowige familie en geestelike mentors dra alles by tot ons geestelike formasie. Ons het net nou toe ons gebid het aan die hand van Psalm 19 en Psalm 119 het ons skrifgebid, dit is daai 2 psalms wat handel oor die woord van God, hoe belangrik dit is. Psalm 119 vers 30, wanneer die woord vir mense oopgaan, bring dit lig, dit gee insig aan die wat nog onervare is. Daarom is die Bybel, God se woord, so belangrik vir ons elkeen. Vanoggend staan ons spesifiek stil by hierdie gedeeltes wat Paulus geskryf het aan Timoteus, 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 met so 'n bietjie by Hebreërs 4 vers 12. So wat leer ons daaruit? Daar's 4 dinge wat hierdie woord van God ons behelp. En dan sê die Hebreërs skrywer spesifiek en dit sluit hierby aan, die woord is lewendig en kragtig. Met ander woorde, dis nie dooie woorde op papier nie. Wanneer die Gees dit inblaas en dit werk in jou lewe, bring dit verandering op 4 verskillende vlakke. En as hy praat van die Hebreërs skrywer is soos 'n swaard met 2 snykante, hy skerp aan al 2 kante. Met ander woorde, hy dring deur tot jou diepste binneste. Dis die beeld daarvan, om die verandering te bring. En ons weet ook dat as 'n dokter aan jou sny, daai skalpel is skerp. Dit maak seer, maar dit maak ook reg. Anders kan dit nie gebeur het nie. Die woord van die Here is so, hy is skerp, en hy werk deur om 'n hartverandering te bewerk
en sodat jy verander kan gaan lewe. So wat gaan ons hier sien in 2 Timoteus 3 vers 16? Spesifiek 1 en 2 verwys daarna na gesonde leer. En nou sê jy sien daar's 'n positiewe en 'n negatiewe in elkeen van hierdie uitsprake. So die eerste ene is positief. Dit gaan oor onderrig. Hy praat daarvan om die waarheid te onderrig. Dan negatief klink dalk verkeerde woord, maar dit is die teregwysing gedeelte wys op die verkeerde wat daar is. Die woord van die Here het waarde om in die dwaling te bestry wat daar mag wees. Dan kom hy by 3 en 4. 3 en 4 is weer eens 'n negatiewe een, die regstel gedagte, om verkeerdhede reg te stel, en dan die positiewe wat hy eindig, die instruksie. Die woord van die Here het waarde om 'n regte lewenswyse te kweek. So kom ons kyk kortliks na elkeen van hierdie uitsprake wat Paulus maak. Die woord onderrig ons in die waarheid. Johannes skryf aan die begin van sy evangelie in Johannes 1 vers 14, skryf hy oor die woord wat mens geword het. Net 'n kosbare gedeelte van vers 1 af. Die woord het mens geword onder ons gewoon. Dan sê hy, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Jesus Christus is die woord van God wat mens geword het. Hou vas. Dan in Johannes 14 vers 6, baie bekend, wie kan dit gou sê? Sê wat hy sê? Okay. Wie wil nou sê? Ek sê weg die waarheid in die lewe. Dis reg. En dan? Nee. Okay. Wat is die volgende ene? Ek sê weg die waarheid in die lewe. Daar sê, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Dis reg Andre, ek weet dit. Ons slaan baie keer heeltemal blank. Ja. Goed. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Waarheid. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Dis die woord van God wat mens geword het. So, Jesus is gelyk aan woord, is gelyk aan waarheid. Liefdes in die wêreld waar ons leef. Hy is deurtrek van vals nuus. Nee, praat van fake news. Baie. Van onwaarhede, van halwe waarhede. En dan natuurlik wat nou ons wêreld oorspoel het is AI, Artificial Intelligence, en ek het nou dag die Afrikaans gehoor daarvan, KI. Nee, dit is kunsmatige intelligensie. Iemand het so weerspreek gesê kunsmatige inseminasie. Maar ja, so daar's 'n dieper soeke by kinders van die Here na waarheid in 'n wêreld wat vir ons alles en nog wat tot binne in ons leefwêreld bring en ons gedagtes oorspoel. En jy weet nie meer wanneer jy die knoppie druk, is dit regtig waar die waarheid het, of is dit iets wat saam met ons matig aan mekaar gesit is en vir ons gegee word. Ons moet fyn luister. Daarom is dit belangrik dat ons die Bybel sal ken as ons brondokument, sodat ons ook die 4 goed kan doen. Maar die eerste is dan om dat die woord ons onderrig in wat is waarheid. Kortliks, natuurlik, die Bybel het baie meer as dit wat ek nou gaan noem. Maar die geïnspireerde woord van God, geïnspireerd ingeblaas deur die Heilige Gees wat hom lewendig en kragtig maak, leer ons van die waarheid aangaande God, die Skepper en al die name wat God het, die dieper betekenis daarvan. Ek het donderdag aand donderdagoggend met die gemeente Bybelstudie, ek het my The Names of God Bible gehad. As jy dit kan kry, gaan koop hom. Al die name van God word in die oorspronklike Hebreëus, Aramees of in Grieks word daar gebruik. En elkeen het 'n rubriek by om te sê wat beteken die naam van God. Maar die Bybel leer vir ons die waarheid oor God as Skepper en onderhouer van alles. Tweede is natuurlik die Bybel leer ons die waarheid aangaande die mense se sonde, die val wat plaasgevind het en hoe belangrik die verlosser in ons lewe is. Jesus Christus sentraal in ons geloof. Die waarheid oor die Heilige Gees. Heel dikwels word daar min oor die Gees gepraat. Daar's baie wat gesê word oor die Gees van God. Die woord help ons daarmee om die derde persoon van die goddelike eenheid te kan erken wie hy is en wat hy doen. Dan leer ons waarhede oor die pad van die lewe. Alles wat daar mag wees,
Ons word gewys hoe daai pad gaan loop. Word gesê oor die waarheid, oor die ewige lewe, nie die lewe vir nou nie, maar die lewe wat hierna kom, wat kinders van die Here klaar het, dis joune. En dit gaan in volheid en heerlikheid aanbreek die dag wanneer ons klaar maak met ons aardse lewe en in die hemelse heerlikheid gaan wees. Die Bybel is baie duidelik oor die waarheid oor die wederkoms van Jesus. Ons gaan nie weer terug wat nou so ruk terug gebeur het nie, maar die Bybel is baie duidelik daaroor, oor Jesus gaan weer kom. Hy gaan weer kom, maak rede daarvoor. En natuurlik is daar baie meer dinge wat gesê word oor die waarheid. Om die waarheid te onderrig. So as jy wil weet hoe lyk die lewe van 'n kind van die Here, hier is jou brondokument. Die tweede, kortliks. Die Bybel as belangrik dat ons hom goed ken, want daar is soveel dwaalleer wat plaasvind. Paulus skryf al klaar daarvan in sy skrifte wat hy sê, pas op vir die dwaalleraars. Daar's mense wat goed vir julle gaan sê, wat vir julle van koers af gaan dwing. Dis nie die waarheid nie. Al daai tyd gewees en vandag nog soveel te meer is daar dwaalleer wat plaasvind. Wat ons net nou gesê, as iemand of Jesus se uitspraak is, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Wat is die algemene dwaalleer rondom dit? Daar's baie maniere om by God uit te kom. Baie maniere om by God uit te kom. Baie mense val daarvoor. As ek dit doen, as ek daai by doen, saam met my 'n bietjie geloof, dan gaan ek gered wees. Werkgeregtigheid. Kyk, 'n klomp ander dinge daarmee saam. Wat is die waarheid? Die woord sê net Jesus. Solo Christus. Een van die uitsprake van die reformatie. Vrydag, ek was ook besig met die Bible app op my foon en die dagstukkie se kort devotion was van Nikki Campbell. Dan gehoor van Nikki Campbell? Dan gehoor van die Alpha kursus? Okay, baie van julle het al daarvan gehoor, klomp van julle het al gedoen. Nikki Campbell is die vader van die Alpha kursus. Hy was 'n erkende ateïs gewees. Hy het regte geswat. En hy sê daar in die devotion van Vrydag, sê hy het genot daarin gevind om die Christene aan te vat met diep vrae en hulle uit te daag. Waarvoor staan julle? Wat is die waarheid wat julle glo? En hy sê hy het regtig dit hy het geniet om die ouens gelyk te maak met die grond. Toe hy gebeur daar 'n ding. Hulle beste vriende. Nikki was getroud met Pippa, was nog steeds getroud met Pippa. Een van hulle beste vriende kappels kom tot bekering. Okay. En nou is hulle by mekaar. En nou wil Nikki hierdie ou counter. Hy wil vir hom aanvat en hy wil hom ook gelyk maak, al is hulle vriende. En hy sê die enigste manier hoe hy nou gaan weet wat glo hulle regtig waar is, hy vat in die Bybel. En hy begin die Nuwe Testament lees van Matteus tot by Openbaring. Hy sê hy was nog eers klaar gewees met die Nuwe Testament nie. Die Gees in hom gewerk en sy lewe radikaal omgekeer. Hy het tot bekering gekom en hy skryf 'n kursus oor die basis van die geloofslewe wat 'n impak gemaak het in kerke en in menselewens reg oor die wêreld. Got questions? Is die groot vraag van die Alpha kursus. Gaan soek dit in die woord van die Here om dwaling te bestry, om dit uit te wys. Die derde enetjie. Die woord sal stel verkeerdhede reg. Nou dit is baie naby die vorige een. Maar in die lig van die woord word verkeerdhede uitgewys. Daarna word die regte pad vir ons aangedui waar 'n persoon moet loop. Kom ek gee julle 'n praktiese voorbeeld. Padwaardigheidstoets. Jy vat jou kar en dan sit hom deur die toets en dan sê hulle die remskoene is nie meer 100% nie. Jou wiele is jou bande is 'n bietjie afgeloop. Daar's 'n gelyk erns die engine, gaan kyk 'n bietjie daarna en so goed. Dan gaan jy terug en jy laat dit regmaak en dan vat jy die kar terug volgens daai lysie wat hulle gee die riglyne. En dan kry jy jou padwaardigheidstoets, dan sy deur die toets. En die woord van die Here werk ook so, dit wys vir ons in ons lewe
dinge wat nie korrek is in ons lewe nie. Dit wys dit uit. Maar die enigste manier hoe hierdie woord die riglyn vir jou lewe kan wees en dan ook verkeerdhede reg te stel, is as jy toelaat dat dit die lig van God is wat in jou lewe skyn, om juist die donker kante, die blinde kolle, die wat ook al uit te wys in jou lewe. En dan vra jy die Gees van God om die verandering te kom bring en reg te maak, sodat jy volledig voor die Here kan staan, gereed vir dienswerk. Die volgende ene, die laaste ene, die vierde ene. Die woord kweek dan ook 'n regte lewenswyse. As ons wil weet, hoe moet ek lewe elke dag, dan is die woord van die Here vol van daardie riglyne, praktiese riglyne. Ek het sommer net gedink in die week aan een wat sommer so ook dit genoem word, wat Paulus skryf in Romeine 12, van vers 9 tot vers 21. Reg ja, Romeine 12. Dit staan daarboor, riglyne vir die Christelike lewe. So as jy wil weet hoe jy moet lief hê, hoe jy moet vergewe, hoe jy 'n pad met ander mense moet stap, wat jy moet doen in jou lewe, lees die woord. Hy is baie duidelik daaroor. Dit word vir ons uitgespel. As ons wil weet hoe om reg te lewe, raadpleeg die brondokument. Sola Scriptura, alleen God se woord sal dit vir ons duidelik maak. So nou die vraag is, wat is die doel? Wat is die doel van die woord van die Here? En vers 17 wys dit vir ons baie duidelik uit. As ek dit punt. Vers 17 wys vir ons baie duidelik uit. Paar dinge, dit lees so, nadat daai 4 waardes van die skrif van ons uitgewys word. As dit gebeur, sodat die man en vroue wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. So wat is die doel van die woord van die Here as ons dit gebruik om ons die lig te bring in ons lewe, regstelling te maak, dwaal te bestry, die waarhede aan ons bekend te maak en dan vir ons te help met 'n regte lewenswyse. Dan is ons gereed vir dienswerk. En mag ek gou weer sê, kyk op 'n bietjie regs daar in die muur, sien julle daai rooi ene? Agter die van julle wat voorspoed 'n bietjie skerper oor julle skouer kyk, bedien. Want dit is wat hier staan. Wanneer jy tot geloof kom, wanneer jy aantree en die Here kom deur sy woord en hy skerp jou op en hy maak jou heel en maak jou gereed, dan maak hy jou gereed vir dienswerk. Dan wanneer hy sê, wie sal ek stuur? Wie kan ek gebruik? Steek jou hand op en sê, hier is ek, Here. Dis my gawes wat U vir my gegee het. Dit is my vermoëns wat ek het, waarmee ek kan diensbaar raak in U koninkryk. Ons word gereed gemaak om juist te kan bedien. Toegerus vir die lewe van elke dag. Volkome voorberei vir elke goeie werk. Gereed om te bedien. Ons vanoggend afsluit. Wie van julle het al daai boekie onder oog gehad of 'n bietjie gaan kyk daarna? Okay. En wat vir jou van waarde gewees het nie? Jy weet nie. Okay. Goed. Hierdie boek, Eat Right for Your Time, geskryf deur Pieter de Adamo. Eat Right for Your Time. Ek dink ek en Amber het in die jaar 2000, toe ons in Amerika was, het ons by Tom en Carol Rambo gebly. En Carol het 'n bediening gehad, Wellness Enterprises, en sy was sterk op hierdie. Wat is dit? In 1996 het hy die boek geskryf, navorsing wat hy gedoen het oor die 4 verskillende bloedgroepe. En aan elke bloedgroep moet jy sekere dieet hê, kos eet, want dan gaan dit jou versterk. Ek wat A positief is, ek mag nou nie my wurmkos gee die nag nie, nee. Ek moet vir hom groente en vrugte gee. Nou, dit is nou die moeiliker deel in my lewe. Maar ons weet daar's 'n A, daar's 'n B, daar's 'n A, B en 'n O. Goed, en dan nou positief en 'n negatief ook, maar dis die 4 groot bloedgroepe. En so wat hy aanbeveel het is dat jy het 'n bloedgroep dieet, 'n blood type diet.
In 2018 het hy 'n hersiene uitgawe uitgebring en hy het 'n 10-day jumpstart diet uitgewerk. Met ander woorde, daar kry jy 10 dae dieet vir jou spesifieke bloedgroep. Nou, hoe praat ek hierdie goed? As kinders van God, behoort ons nou aan 'n ander bloedgroep. Almal is deel van God se bloed, was deur die Seun Jesus Christus. Nou wil ek 'n graag 'n uitdaging aan jou stel. Wil jou nie voorgeskryf het, ek wil iets in jou hand gee nie. Maar ek wil jou graag uitdaag om vir jou 'n 10 dae geestelike dieet te gaan neerskryf. Dit mag maar by die bekende goedjies begin. Met ander woorde, gaan maak vir jou 'n lysie van 10 enkelteksvers of skrifgedeeltes. Skryf dit vir jou neer. Elke dag in jou stilte tyd. Saam met jou devotionetjie wat jy luister, saam met jou ander skrifgie lees daai een vers. Ek sal byvoorbeeld môre begin met Psalm 16 vers 5. Jy het nou dag vir julle gesê. Here, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang kom alles van U af. Jy spandeer 2-3 minute op daardie geestelike kos, daai geestelike kos wat die Here vir jou gegee het. As 'n rede hoekom daar bekende teksvers in die lewe is, wat jou lewe spesifiek kom raak het. Dan as ander ouens wat vir jou voorskryf, wat die Here dan met jou gepraat. So ek daag jou uit. Maak vir jou lysie, gebruik dit. Mag die Here dan kom en jou met hierdie geestelike eet, jou geestelik vul en sterk maak. Krag gee vir jou lewenswandel saam met hom. Ons het vanoggend gepraat oor die tema sola scriptura, alleen God se woord. God se woord kan ons in die waarheid onderrig, kan verkeerdhede regstel, kan 'n regte lewenswyse kweek, kan dwaaling uitwys en bestry. Kom ons gebruik dit daarvoor. Hoe meer jy dit gebruik, hoe meer gaan jy geestelik krag hê vir die lewe en die uitdagings wat daar mag wees. Mag die Here jou ryklik seën as jy in die woord is en leef vanuit die woord. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Here God, baie dankie dat U in U groot raadsplan, nadat daar so groot sonde plaasgevind het en alles skeef getrek het in die wêreld, 'n plan gehad het om te herstel. Jesus Christus. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. En hy het mens geword en onder ons kom woon. Ons het die fisiese heerlikheid gesien nie, maar ons sien die impak van Jesus in menselewens in hierdie dag. Maar Jesus was net die woord nie. Hy het ook die Gees beloof en daarmee saam is die woord in geskrewe formaat ontstaan. Krag gegee, inhoud gegee, lewenswaarhede is geopenbaar, sodat wanneer ons die woord lees, ons kan weet wat is absolute waarheid. En dat ons kan sien met nuwe oë waar daar 'n dwaalleer is. Ja, waar daar verkeerdhede is, dat daar regstellings kan kom. En 'n regte lewenswyse aangekweek kan word. Mag ons onsself spieël in die woord van God. Mag soos die psalmdigter sê in Psalm 119, wanneer U woord vir ons oopgaan, bring dit lig. Want mense kry baie maklik weg agter 'n klomp ander dinge om juist die sonde en die verkeerde te verdoesel. Heel dikwels word ons so verblind deur wêreldse goed dat ons nie die blinde kol in ons lewe sien, dinge wat nie in lyn is met U woord en wat U van ons vra nie. Ons hoef nie altyd massief groot van die pad af te wees nie, Here. Dit kan net 'n klein persentasie wat ons afwyk. Dan mis ons die doel vir ons lewe.
Daarom, Here, wil ons graag U woord erken as God se woord in mensetaal vir ons elkeen. Hierdie Bybel is vir ons belangrik, Here. Dis ons geestelike kos. En daar's 'n rede hoekom die reformatore juis onder andere ook gesê het, sola scriptura. Geen ander dokument in die wêreld, geen ander geskrif, geen ander leerstelling wat daar mag wees, kan standhou teen die woord van God nie. Die Bybel is die enigste boek wat die meeste vertaal is, die meeste versprei is. Daar's geen gelyke nie. En ons eien die Bybel as die woord van God weer vanoggend in ons lewens, Here. Kosbaar, spesiaal. Mag ons nie weet van die Bybel. Mag nie maar net stof vergader op die rak. Maar mag dit sommer so oop langs ons lê, ons bed of ons stoel waar ons sit en stil word voor U. U openbaar Uself op die bladsy van die Bybel. Die woord is kragtig, werk deur tot ons diepste binne. Nie om te vernietig, nie om seer te maak, maar juis om te herstel, gesond te word en 'n volryk lewe te hê. Dankie, Here, opnuut vir U woord. Dankie vir die skat van die reformatie wat vir ons gelos is. Sola gratia, sola fide, solo Christus, sola Deo gloria, sola scriptura. Ons hou daaraan vas en ons leef daarin. Dit bid ons in naam Vader, Seun en Heilige Gees. Amen en amen. Geliefdes, ons gaan afsluit. Wanneer ons uit die woord leef, dit leer, erken, dan ken ons ook die Verlosser en die Here by die naam. Dan, wanneer hy in ons lewe is, dan leef ons in oorwinningslewe. En ons gaan die oorwinningslied saam sing, spesifiek ook daar in die 3de strofe wat sê, die belangrikheid van die woord in ons lewe, daarby staan ons, daaruit leef ons. So kom ons staan, dan sing ons die oorwinningslied voluit in ons lig hierdie dag.
En die natuur, die skriftuur, is daar vir ons om ons lewe terug te lei. Mag die Here saam met jou op jou lewenspaai wees. Wees lief vir die woord van die eet dit. Leef daarin, nuwe krag. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra in die moeilike tye van jou lewe. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms te vat. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees. Vandag, môre en tot in ewigheid. God se mense sê hierop. Amen. Amen. Blessings. 'n heerlike dag.